kan ek jou vra om jou Bybel oop te maak by Romeine 8. So ons vra almal om hulle Bybel saam te bring. As jy nie 'n Bybel saamgebring het nie, haal jou foon uit, gaan Google Romeine 8, maak die YouVersion app oop. Dis belangrik dat jy in jou eie Bybel lees, jou eie vertaling lees. Ek dink dis die oomblik wanneer ons dit begin doen, gaan ons hierdie goeders begin leef. En as jy wil begin sien hoe hierdie goeders 'n bietjie meer 'n transformerende effek in jou lewe maak, neem notas. Vat 'n paar goeders, skryf dit neer op die app, maak notas op jou foon, waar ook al, maar ons het nodig om die woord te begin leef in ons lewe. So ons gaan doen Romeine 8. Ons sluit vanoggend Romeine 8 af, en Romeine 8 was seker en bly seker een van die mees treffende hoofstukke wat jy kan lees. As ek en jy Romeine 8 verstaan, gaan jy nooit weer twyfel in jou geloof nie, jy gaan nooit weer twyfel in wie God is en sy liefde vir jou, en wat hy gedoen het vir my en vir jou nie, want Romeine 8 verander ons lewens. Dis wat Romeine 8 eintlik vir ons moet doen. Maar nou moet ek wel sê, vanoggend se tema in Romeine 8 gaan vir party van julle dalk irrelevant wees. Daar's dalk party wat voel, maar ek voel die tema is afgesaag. Ek het dit al so baie gehoor, ek is nou al moeg af voor om dit te hoor. En die blote feit is, dit gebeur met ons almal. Dat ons sekere goeders as waardevol heg, en as jy nie, of waardevol ag, en as jy nie iets waardevol ag nie, dan, ek worry nie te veel nie. En die tema vanoggend is spesifiek God se liefde. Nou dit kan wees dat jy dit nou al so baie gehoor het, en gewoonlik as jy verby iemand stap en hy sê vir jou, Jesus is lief vir jou, of jy weet jy dat die Here het jou lief, dis soos, ja, thanks, ek waardeer dit. En jou hart skiep nie 'n beat nie, jy het niks wat die binnekant aangaan nie, bloot net oor, dit is nou al so afgesaag, is net so 1:20, ons het al soveel daarvan gehoor. En die blote feit is, ons doen dit gewoonlik, want ernste het ons nie genoeg waarde gesit aan die liefde van God nie. En ek neem nie mense kwaadlik nie, ek vat sport byvoorbeeld. Vir my sport, ek was nog nooit iemand wat baie sportief was op skool nie, ek het nooit gedink, toe ek rugby op skool gespeel het, ek gaan moontlik Springbokke toe gaan, en toe het ek my Achilles seer gemaak, en daai dag, as ek daai tackle is, ek het nooit geleef so met die idee, dat ek gedink het, ek gaan ver kom met sport nie, en so vandag nog self, ek het 'n liefde vir rugby, maar ek kyk nie elke rugby game nie, ek sal ek die Springbokke se highlights gaan kyk, maar ek kan net nie justify om DStv te betaal vir 'n paar rugby games nie. So met die World Cup maak mense plan, maar andersins as dit, sport is nie iets wat my lewe dryf, en ek moet weet wat in sport aangaan nie. En op grond van dit, kan jy met my praat oor rugby, en ek sal soos, jy's great, is amazing, ek is bly daaroor, maar doen niks die binnekant nie. En ek dink, dis dieselfde wat gebeur met die liefde van God. Is ons praat met mense oor die liefde van God, en jy kan sê, yes, dis great, maar dit doen niks die binnekant nie. En ek wil vir jou sê, meeste van die tyd, wanneer ons so reaksie het, teenoor die liefde van God, is daar 2 redes daarvoor. Nommer 1, is want meeste van die tyd, is die liefde van God vir jou 'n intellektuele ding wat jy weet. Jy weet, soos dat jy sekere van die Bybels ken, jy weet van die liefde van God, maar jy het dit nog nooit ervaar nie. Hy het nog nooit jou lewe omgedop nie. Die liefde van God word vir jou die dag reël met ervaring. Die dag wanneer hy jou so oorweldig met sy liefde, dat jy net nie 'n idee het waar jy is nie. Dis die oorweldigende liefde. So meeste van die tyd as mense net dink dat die liefde van God is irrelevant, is dit omdat hulle dit either nog nooit ervaar het nie, of tweedens is asof hulle voel dat ek verdien nie die liefde van God nie. Want gewoonlik iemand wat sê, maar ek weet nie of God vir my lief is nie, word gewoonlik gevolg deur iets wat jy beleef het, of iets wat jy gedoen het, en die resultaat daarvan is, as jy geweet het wat ek gedoen het. En so wat gebeur, is hierdie is gewoonlik die 2 redes, hoekom ons net nie noodwendig so opgewonde raak oor die liefde van God nie. En vanoggend sluit ons Romeine 8 af met die liefde van God. En die blote feit is die dag wanneer ek en jy hierdie ding snap, wanneer ek en jy begin besef dat hierdie moet jy nie net intellektueel weet nie, maar jy moet dit ervaar. En die dag wanneer jy besef dat selfs ten spyte van jou gemors het God jou lief. Ek dink die oomblik wanneer ek en jy dit sien, lees jy Romeine 8 baie anderste. Nou laasweek het ons so vinnig gesels
En ons het gepraat oor die worsteling wat ons baie keer het, oor of ek my geloof gaan verloor, en gaan ek my geloof verloor, of is ek ingesluit? En die oomblik wanneer ek en jy daai vraag wil beantwoord, die antwoord lê in Romeine 8, vanaf vers 31 reg deur, tot en met vers 39 toe. Nou ek gaan hom nie deurlees nie, ek gaan sommer van die begin af, gaan ek laat ons hom soms vers vir vers deurvat, en so lees saam met my. Wat ek wel net vir jou gaan noem is, ons gaan 'n paar keer deur Romeine 8 terugverwys. So vanaf vers 1, vers wat ook al, ons gaan terugkyk, so maak reg om te spring in verse in Romeine 8. Maar kom ons begin met Romeine 8 vers 31. Hy sê, wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Versie wat vir ons baie bekend is, jy sal agtergekom het, dat in Romeine 8 is daar baie verse wat baie bekend is, jy het nooit geweet dit lê in Romeine 8 nie, maar die blote feit is, Romeine 8 lê hierso van hierdie verse wat jou lewe kan verander, en een van dit is, wat sal ons hiervan kan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou kom ons definieer net gou eers die woord ons. So as Paulus praat van, as God vir ons is, wie is die ons waarvan hy praat? En as ek en jy daarna gaan, kan jy teruggaan na vers 15 toe. So Romeine 8 vers 15, hy lees hier so by my, hy sê, julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer hoef bang te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons kinders tot God aangeneem is, en deur hom roep ons, Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Vers 23, die tweede gedeelte, en dan sê hy, maar ook ons wat die Gees as God sy eerste gawe ontvang het. So as ek en jy praat van die ons definieer die ons as kinders van God met die Gees in jou. So as jy wil weet, wie sluit hierdie ons in? Wanneer word ek ingesluit by hierdie ons? As God vir ons is, wie sal teen ons wees? Ek word ingesluit by die ons, die oomblik as ek 'n kind van God is. Wanneer ek my geloof in Jesus geplaas het, en sy Gees is binne in my, daai oomblik word jy deel van die ons. En so dis wat hy vir ons sê, so as God vir ons is, sê die tweede gedeelte, wie kan teen ons wees? Wie is jou wie? Wie is die persoon wat voel is teen jou? Ek en jy gewoonlik as ons 'n wie het wat teen ons is, dan dink jy dalk aan iemand in jou kantoor. Of jy dink dalk iemand in jou familie. Of jy dink dalk iemand ernstig in die kerk, dalk iemand links of regs van jou. Ons dink aan die wie, en gewoonlik beleef ek daai wie wat teen my is, die oomblik as ek die koerant oopmaak. Die oomblik wanneer ek die nuus lees, die oomblik wanneer ek begin negatiewe goeters beleef, skielik kry die wie 'n gesig. Die wie is ernstig iemand wat ek voel wat besig is om my te benadeel. Die feit dat ek nie 'n werk kan kry nie, die feit dat ek nie kan 'n bevordering kry by die werk nie, die feit dat ek konstant in konflik is, die feit dat iemand besig is om my te verniel by die huis. Daai wie vir meeste van ons het vleis en bloed. Nou in die week toe het ek 'n gesprek oor dat die een ding wat ek en jy moet verstaan is die duiwel smile lekker as jou wie vlees en bloed is. Sien, hier is een van die beste oorlogstaktieke wat al deur die eeue al bevestig is. As jy ernstig iemand wil iets aandoen, 'n goeie manier is om hulle te laat dink dat ons iemand anderste wat dit aan hulle doen. So, as ek nou byvoorbeeld 'n voorbeeld kan gebruik, ek en Jacques en Kyle is besig om by die kerk te werk, en een ding wat ek wil doen is, ek wil baie graag vir Kyle met 'n waterballon gooi. Want daai ouetjie maak vir my grys. Maar nou, ek kan dit nie net doen nie, want julle moet onthou, hy werk vir my, so hy kan my gaan wegtrek, en hy kan nou CCMA toe gaan, en is labor, en is allerlei goeters, ek kan nie net sulke goeters doen nie, so wat ek doen, is ek gaan na Jacques toe, en sê, Jacques, ek het gehoor, Kyle wil jou baie graag met 'n waterballon gooi. En dan wat gebeur is, dan gee ek vir Kyle 'n opdrag, en sê, Kyle,
sien jy hierdie pak waterballonne, kan ek jou vra om dit net gou vir my te gaan volmaak, en net gou daar vorentoe te vat. En in die proses wat hy so verbyloop, en Kyle se rug is gedraai, en Jacques se rug is gedraai, vat ek my eie waterballon, en ek gooi vir Jacques. En ek sê vir hom, ek het jou gesê. Ek het jou gesê. Wie word nou Jacques se vyand? Kyle. Want hoe durf Kyle om gooi met 'n waterballon? Hier is die vyand se grootste strategie. Satan se grootste strategie is om jou te maak dink dat die een wat teen jou is, het vlees en bloed. Die een wat besig is om jou te verniel, die ene wat jou indoen, die ene wat jou in gevaar stel, die ene wat besig is om jou lewe te vernietig, het vlees en bloed. Want solank as wat jou vyand vlees en bloed het, solank is jou fokus afgehaal van die regte vyand af. En so jy moet verstaan dat wanneer Paulus kom praat in Efesiërs sê, dan sê hy, maar ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. So die oomblik wanneer hy hierso vir my en jou kom en hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Daai wie? Dis nie 'n mens nie, dis nie iemand by jou kantoor nie, dis nie die ander firma nie, dis nie iemand wat besig is om jou lewe hel te maak nie. Daai wie is Satan. En sy doel is om te vernietig, en hy gaan alles in sy vermoë doen om jou te vernietig. So, wat sal ons daarvan sê? As God vir ons is, wie sal teen ons wees? Vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Nou, hier's 'n paar groot woorde wat ek en jy moet aan vasklou. Hy begin hierso, hy wat self sy eie seun. Hier praat ons nou van 'n intieme en 'n waardevolle woord wat praat van, dis God se eie seun. Intimiteit. Iets wat waardevol is vir God. God het gekies om sy eie seun te vat en nie te spaar nie. Nou as ek en jy dink aan om te sê dat Jesus is nie gespaar nie, die eerste storie waaraan jy moet dink, is aan Abraham. Sien, want Abraham kry die opdrag van God, en God gee vir hom die opdrag en sê, Abraham, vat hierdie seun, jou enigste seun, die seun vir wie jy so lief is. Die seun wat die belofte was vir die laaste 25 jaar. Vir 25 jaar het jy 'n belofte gedra, dat jy gaan 'n vader wees van 'n magtige nasie. Vir 25 jaar lank het jy alles in jou vermoë gedoen en jy kon nooit hierdie kind gekry het. En uiteindelik toe hierdie kind gekom het, hierdie seun waarvoor jy so ongelooflik lief is, vat hierdie seun en gaan offer hom op die berg Moria. En dan ken ons die storie, Abraham vat sy seun Isak en hulle gaan teen die berg op. Hy maak nog die stelling aan die slawe en hy sê, staan net hier so met die donkie, ons kom binnekort terug. En dan gaan hy op saam met Isak. En in die proses, dan sien ons op die berg Moria, kom Abraham om sy seun te offer, maar God spaar sy seun. God stop hom en hy spaar vir Isak. 'n Paar jaar later op hy selfde berg word die seun weer geoffer. Maar hierdie keer word daai seun nie gespaar nie. En dan gebruik hy die vers, die woord, hy is oorgelewer vir my en vir jou. Jesus sterf as die eie seun, enigste seun, op daai selfde berg, oorgelewer. Dat beteken dis 'n haaglike kruisdood wat Jesus beleef het vir my en vir jou. Hierdie seun wat so naby aan God is nie gespaar nie. Hy is nie gespaar soos Isak nie. Hy is oorgelewer vir my en vir jou. En nou kom hy nou gee hy vir my en vir jou iets van God se hart. Nou sê hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? So met ander woorde, hy sê, as jy besef, wat het dit vir God gekos om vir Jesus dood te maak aan daai kruis,
sal jy nie eers twyfel in die res van die klein geskenke wat hy saamgee nie. Nou watter geskenke praat hy hiervan? Praat dit van dat hy gaan vir jou alles skenk, hy gaan vir jou 'n Ferrari gee, hy gaan vir jou 'n huis in Hermanus gee, hy gaan vir jou 'n huis op Bloubergstrand gee, is dit waarvan hy praat? Nee, want ons lees Romeine 8. So wat sien ons in Romeine 8? Watse gawes kom van God af? En dit wil ek hê jy moet saam met my gaan kyk. So gaan kyk na vers 1. Hy sê, daar is nou geen veroordeling nie. So met ander woorde, dis 'n geskenk wat God vir jou gee. Jy hoef nie meer veroordeel te voel nie. Vers 2, die Gees wat in Christus die lewe gee. Nou sê hy 'n bietjie verder later, dan sê hy, vrygemaak van die wet van sonde en dood. So met ander woorde, wat het God vir ons gegee? Hy het vir ons die Gees wat in Jesus is, wat lewe gee, het hy vir ons gegee, en hy het ons vrygemaak, spesifiek van die wet van sonde en dood. Dan vers 11, tweede helfte van vers 11, dan sê hy, julle sterflike liggame is lewend gemaak deur sy Gees wat in julle woon. So met ander woorde, ons beleef nou lewe in ons. Vers 15, die Gees ontvang wat bevestig dat ons kinders van God is. Vers 17, ons is erfgename van God en mede-erfgename met Christus. Vers 24, ons is immers verlos in hoop. Vers 26, so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Vers 28, ons weet dat God ten alles goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel. Vers 29, hy het ons reeds vooruit geken, hy het ons ook vooruit bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van Christus. Hy het ons ook geroep, hy het ons ook vrygespreek en hy het ons ook verheerlik. So met ander woorde, as hy kom en hy sê vir jou, dat dit wat Jesus kom doen het, toe God Jesus gegee het om te sterf, om vir jou lewe te gee, om jou vry te spreek van sonde, om sy Gees in jou te sit, om jou kind van hom te noem, daai is die klein geskenkies. Daai is die maklike goed wat God gegee het. Die moeilike ding wat God gegee het, is sy seun aan die kruis. Die res, daai kan jy besef, dis die klein geskenkies, dis die maklike goeders wat gekom het. Dan gaan hy sê in vers 33, hy sê, wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en ook wat vir ons intree. Hy kom hier en hy vra twee spesifieke vrae. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? En wie sal ons veroordeel? So as ek en jy dink aan die klomp gemors wat ons aanvang, sonde wat ons doen. Johan gebruik die voorbeeld van 'n varkie wat in modder speel. Ons is mense wat in sonde, daai modder rondspeel. Ons is konstant besig. En dan voel ons gewoonlik verskriklik sleg. Jy voel jy is nie 'n kind van God nie. Jy voel jy weet nie of jy hemel toe gaan as jy doodgaan nie. Jy's besig om al hierdie gevoelens te ervaar. Nou sê hy, wie is die een wat jou veroordeel? Hy vra weer die vraag, wie? Wie is die een wat jou veroordeel? Nou antwoord hy eers, God? Is God die een wat jou veroordeel? Is hy die ene wat vir jou sê, jy is sleg, jy is nie sy kind nie, hoe kon jy gedurf het om dit weer te doen? Jy weet mos jy mag nie lieg nie, hoe het jy dit nou weer gedoen? Jy weet jy mag mos nie steel nie, hoe het jy dit nou weer gedoen? Dink jy dit is God wat dit vir jou sê? Dan sê hy, wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Dis nie God nie. God is nie besig om jou aan te kla nie. God is nie besig om vir jou te sê jy is useless nie. Hy sê nie vir jou, ja, maar hoe durf jy vir almal rondloop en sê jy is 'n Christen en kyk hoe tree jy op nie? Dis nie God wat besig is om jou aan te kla nie. Han sê hy, wie sal ons veroordeel? Is dit dan Jesus? Is Jesus dan die ene wat sê, nee man, daai is 'n useless kind. Ek soek nie daai as 'n kind nie. Hy's een van die ander damse eende. Hy moet eintlik gebrand in die hel. Is dit Jesus wat dit sê? En dan antwoord hy, dit is Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en ook vir ons intree.
So as God nie die ene is wat jou aankla nie, en Jesus is nie die ene wat jou veroordeel nie, wie doen dit dan? Sien, ek en jy moet een ding verstaan, dat meeste van die tyd, wanneer jy begin twyfel in jou geloof, wanneer jy begin twyfel in jou identiteit as kind van God, daai kom nie van God af nie. Ons loop soveel keer rond met die perspektief dat God straf my. Want kyk nou al hierdie gemors, of God het my nie lief nie, want ek het hierdie. Wie is die wie? Wie is die een wat besig is om jou te traai vernietig? En so as ek en jy dink aan Satan, hy is die een wat aankla. Nou moet julle onthou, ons het 'n paar stories van die duiwel wat aankla. Jy ken die storie van Job. Job was 'n ou gewees wat God sê, kyk my diensknegt Job. En Satan sê, ja, maar omdat al hierdie goeders vir hom gegee word, vat dit weg en kyk ons wat maak hy. So ons ken die storie van waar Satan vir Job aankla voor God. Later in Sagaria 3, lees jy 'n storie van Satan wat een van die hoofpriesters aankla. Nou, om vir jou net 'n idee te gee, 'n hoofpriester, daar was altyd priesters gewees, 'n hoofpriester het begin met Aaron, en 'n hoofpriester was die enigste ene gewees wat een keer 'n jaar in die allerheiligste deel van die tempel kon ingaan, of in die allerheiligste deel ingaan van die tabernakel. Net een ou. Een ou het die posisie gehad as hoofpriester. Hierdie ou was uit almal uitgeklassifiseer as die heiligste, naaiste, coolste ou wat jy kon gekry het. En hier kom Satan in Sagaria 3. En dis in 'n visioen, en hy point na vir God, point na Joshua toe. En dis nie dieselfde Joshua van Joshua en Caleb nie, dis 'n hele ander Joshua. Hy point na Joshua toe en hy sê vir God, maar kyk hoe vuil is sy klere. Kyk hoe vuil is hy. Jy noem hom 'n hoofpriester. Kyk hoe vuil is hy. Satan wat aankla. Op 'n stadium kom Jesus na Petrus toe. En dan sê hy vir Petrus, Petrus, Satan het gevra dat hy jou sal sif soos koring. Satan het gevra, hy wil jou kom uithaal. Hy wil jou kom toets, hy wil jou vernietig. En dan sê Jesus vir hom, hy maak hier die stelling, dan sê hy, en wanneer jy geval het, en weer terugkom, bemoedig jou broers. So, nou kom ons, en ons besef nou, die aanklag van Satan voor God, sien ons voorbeelde, maar julle moet onthou, al 3 daai voorbeelde, was voor die kruis. En toe sterf Jesus. En nou, kan Satan jou nie meer aankla nie. Ons het in Openbaring, het ons hierdie hele gedeelte gehanteer, so as dit nie vir jou sin maak nie, ons Openbaring studie is op YouTube. Maar hier is die groot ding wat ek en jy moet verstaan. Na die kruis, het Satan nie meer reg om jou voor God aan te kla nie. So waar kla hy jou aan? Nou die duiwel is baie goed met 2 goeters. Nommer 1, om jou te verlei in sonde in. Okay? Hy is briljant met dit. Hy weet presies wat 'n wortel om voor jou te swaai. En jy val hoek, line en sinker vir dit. En elke keer wanneer hy ons verlei in sonde, dan laat hy vir jou laat weet, dat, jy gaan net so gelukkig wees. Dit gaan net soveel vreugde in jou hart bring. Daai bribe gaan vir jou soveel meer vreugde. Jy kan dubbel gee vir die kerk, as jy dit nou so doen. Dis amazing, hy is briljant om vir jou te kan verduidelik hoe om te val vir sonde. En as jy val vir daai sonde, is hy briljant om jou te laat skuldig voel. Hoe kon jy? Selfe ou, wat voor die tyd vir jou sê, maar gaan, jy gaan so excited wees, dit gaan vir jou so lekker wees. En hy is dieselfde ene wat vir jou na dit vir jou sê, Jesus, maar ek kan nie glo, jy noem jouself 'n kind van die Here nie. Jy sit so vroom op 'n Sondag. Jy kyk en jy smile vir almal. Ek weet wie jy. Selfde een wat jou aankla. Want hoor mooi, dis nie God wat jou aankla nie. En dit is nie Jesus wat jou aankla nie. God het jou vrygespreek.
Jesus het gesterf vir jou en hy is besig om in te tree vir jou voor God. Dis wat gebeur, so wie is die een wat aankla? En nou as ek en jy daai ouetjie verstaan, so en dan kom hy en dan sê hy, so wie is dit? Dan sê hy vers 35, wat sal ons van die liefde van Christus skei? As ek en jy imagine dat daar is bo jou 'n rivier wat uitloop van God af, 'n rivier van liefde uitgestort oor jou, dan vra hy, wat sal hierdie kan blok? Wat kan gebeur dat die liefde van God nie uitgestort word oor jou nie? Wat kan al wees? Is daar enige iets wat sal kan plaasvind? Kan jy in jou swakste dag iets doen om daai te stop? En nou begin Paulus en hy antwoord hierdie einste vraag. So hy sê, wie sal ons, of wat sal ons van die liefde van God skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of swaard? Soos daar geskryf staan, terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. So hier kom en hy gebruik 'n paar woorde, swaar kry, benoudheid, vervolging. As jy dink aan vervolging, en veral as hy die vers gebruik, hy in vers 36, dan vat hy 'n quote uit Psalm 44 uit. Hy praat van dat ons is uitgelewer aan die dood. Nou dink ons aan die martelaars. Nou reg deur die tyd vanaf Jesus die kerk gestig het, in Handelinge, was daar martelaars, het begin by Stefanus, en het reg deur gegaan dat daar mense was wat hulle lewens verloor het vir Jesus. En dit was van hierdie is haaglike stories wat gebeur het op grond van dit. En nou vra hy, wat sal maak dat daai liefde ophou uitvloei oor jou? En van die goeders wat hy sal sê, is daai seer, is daai vernietiging, is daai pyn, is daai vervolging, gaan dit maak dat God jou ophou lief hê? Beteken dit nou dat ek swaar kry? Beteken dit nou dat my besigheid swaar kry? Beteken dit nou dat ek suffer in my huwelik? Beteken hierdie goeders dat die liefde van God nie meer op my is nie? Nee, is nie. Is nie eers 'n bietjie nie. Dan kom hy nou op 'n stadium en hy gebruik honger of naaktheid. Het is interessant om te weet, hy gebruik hierdie twee spesifiek, want is die twee goeders wat Jesus gesê het, die Vader sal altyd doen. Hy sê, kyk na die voeltjies. Hulle saai nie, hulle plant nie, hulle ploeg nie, hulle oes nie, maar die Here sorg vir hulle. Kyk na die lelies. So mooi, selfs Salomo in al sy rykdom kon nie aangetrek gewees het nie. Jesus beloof kos en klere. En hier kom en hy sê, so as dit gebeur dat ek honger is, of as dit gebeur dat ek nie klere het nie, beteken dit dat die liefde van God gestop het? Beteken dit dat hy nie meer my lief het nie? Is dit dalk 'n rede, is dit dalk hierdie goeders wat maak dat ek net nie meer sy liefde aanvaar nie? En dan sê hy, of die gevaar van swaard. Hierdie is die gevaar van jou lewe. Nou, jy het nie baie nodig om baie ver te soek om hierdie te beleef in ons land nie. Ons weet, ons is baie blaatant bewus van die gevaar wat kan plaasvind in ons land. Van die feit dat iemand jou lewe kan vat vir R50 in jou beursie. Ons is bewus daarvan. En so beteken dit dat God se liefde nie uitgestort is oor jou nie. Han sê hy nou juis, hy gebruik hierdie vers, han sê daar staan geskryf, terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer. Die feit dat ons u ken, is ons uitgelewer aan die dood, en ons word soos slagskape beskou. Omdat jy Jesus ken, gaan ons jou uithaal. Hy sê, hierdie is die situasie, dis wat om ons plaasvind. Nou, niemand van ons like dit om in so 'n situasie te wees. En jy hou nie daarvan nie, al was jy ernstig dat jou lewe in gevaar was, of ernstig was jy al deur vervolging, of ernstig het jy deur al soveel gemors gegaan, dat jy net gevoel het, jy weet dis nie lekker om daar te wees nie. Maar niks van dit maak, dat die liefde van God vir jou stop nie. En dan sê hy in vers 37, maar in dit alles, in daai gemors, in jou vervolging, in jou naaktheid, in jou honger, in al daai gemors, is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom
wat sy liefde aan ons bewys het. Selfs in daai gemors is ons meer as oorwinnaars. So as ek en jy wil weet, nou baie ouens het 'n verskillende definisie van meer as oorwinnaars. Daar was 'n ou filosoof gewees wat altyd gepraat het van Christendom in sy wese. Is hierdie afgematte ding, almal is, jy loop oor hulle, man, hierdie ouens, niemand het meer 'n ruggraat nie. En hy het gesê dat ons moet eintlik kom tot op 'n punt toe mensdom se wese moet gaan om te kanker, om te wen, om en gebruik die woord superman te wees. As ek en jy dink aan 'n superhero movie, die konsep van 'n Clark Kent wat skielik Superman is en ons weet dat aan die einde van die movie oorwin hy altyd. Daar's altyd 'n oorwinning wat plaasvind. Hy is altyd sterker en beter as en hulle probeer alles doen in hulle vermoë om hom te try afkry en net om jou energie bloeddruk op te druk. Lyk daar so 'n oomblik altyd asof hy gaan verloor. Maar dan is hy meer as 'n oorwinnaar want hy staan ver bo almal. En hier kom en hy sê vir my en vir jou, ek en jy moet verstaan dat selfs in die gemors is jy meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want Christus het gesterf vir jou en dat die liefde van God net nooit ophou nie. En daar gaan 'n punt wees wanneer jy verheerlik word uit hierdie liggaam uit hierdie wêreld uit, verheerlik word in die teenwoordigheid van God. En so selfs al voel jy in hierdie gemors alles wat jy ervaar, nog steeds in hierdie oomblik kan jy God beleef in sy wese. Jy kan so bewus wees van sy teenwoordigheid. En met die wete dat hierdie wêreld is nie alles nie. Hy sê ons is meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Hoe het hy dit bewys? Deur Jesus aan 'n kruis te sit. En dan kom hy en hy maak hierdie stelling en hierdie is die sekerheid van God se liefde. Hierdie is die 2 verse wat maak dat jy nooit hoef te twyfel in God se liefde nie. En weer eens, jy kan dalk die liefde van God as irrelevant sien, want jy het dit dalk nog nooit ervaar nie. Of jy kan op 'n punt kom wat jy dink dat God het nie my lief nie, want ek besef ek verdien dit nie, en hier is die heads up, niemand van ons verdien dit nie. Niemand van ons is goed genoeg om die liefde van God te verdien nie. Ek kan nie die liefde van God verdien op grond van my beste dag nie. Het was net op grond van Jesus dat ek dit kry. En so my en jou sekerheid, die een ding wat maak dat jy nie moet twyfel nie, begin in Romeine 8 vers 1. Wat het Romeine 8 vers 1 vir jou gesê? Daar is geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wat beteken dat die oordeel is verbygevat en die een wat nou jou aankla is nie God nie. Die oordeel is klaar weggeneem vir ons kinders van God. En dan is die tweede ding, so die oordeel is weggeneem. En wat is die tweede ding? Hy sluit hierdie idee af met die volgende. Hy sê, ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, sal ons kan skei van die liefde in ons Here Jesus Christus nie. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Nie dood nie, nie engele nie, nie bose magte nie, niks wat in jou verlede was nie, niks wat nog gaan kom nie, niks kan jou skei van die liefde wat God het vir jou nie. En hierdie is die rede dat ek en jy aan die kant kan staan van die kruis, geloof in Jesus hê en sê, kom wat wil. Ek is ingeënt in die familie van God. Ek weet, daar is 'n vyand. Ek weet hierdie vyand gaan my wil verlei in sonde in. En dan as ek in daai sonde gaan inval, gaan hy my so skuldig en sleg voel as die see my nie kan skoon was nie. Maar dis nou, hier is die groot ding, en dis hoekom ek en jy in ons eie Bybel lees, en dis hoekom jy notas neem, is want dan herinner jy jouself aan 2 gedeeltes. Romeine 8 vers 1 en Romeine 8 vers 38 tot 39.
2 verse wat jy wegloop, dat elke oomblik wanneer jy twyfel, wanneer ek onseker is of God se liefde vir my daar is, wanneer ek onseker is oor my chaos wat om my aangaan, of God my enigstens nog lief het, is dit die 2 verse wat jy aanvashou met jou hele wese. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En nommer 2 is Romeine 8 vers 38 en 39, daar is niks wat my kan skei van die liefde van God nie. Niks kan my skei nie. En dit is binne in hierdie wat ons die vreugde en die sekerheid ervaar oor my kindskap in hom. En tot op hierdie punt toe het hy al vir ons gesê dat ons worstel met sonde, ons sukkel, maar ons het Jesus nodig met alles wat in ons is. Mag jy nie vir 'n oomblik dit mis nie. En ek wil vir jou noem, ek besef, jy kan hierdie goed intellektueel ken. Ek weet jy kan hierdie goeders ken en kan sien en beleef en sê, "Jesus, maar ek het dit al gehoor." En dis great. Hierdie moet ervaring word. Hierdie gaan ervaring moet word en dit sal jou lewe verander. Maar mag die liefde van God nooit vir jou cheap raak nie. Mag dit nooit vir jou afgesaag raak nie. En mag jy nooit weer struikel met is ek 'n kind van Jesus nie. Dis waar ons antwoord kry. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit, Here, soos dat ons Romeine 8 klaarmaak, Here, dat ons besef soveel vreugde en soveel sekerheid. Here, tot op hierdie punt toe, Here, het ons Romeine gelees, Here, en baie van ons onthou dalk nie alles wat gesê was nie, Here, maar een ding wat ons weet, is vandag kan ons wegstap met sekerheid. Here, ons sluit 2025 af in Romeine 8, Here, en ons besef dat in ons wese, kan ons kyk en ons sê, Here, maar ons is opgewonde oor 2026. Want een ding wat ek weet is, daar is geen veroordeling nie, Here. En dat niks my kan skei van die liefde nie. Here, mag ons in ons wese hierdie 2 waarhede onthou en leef, selfs in ons moeilikste tye. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.